Is dan môre 17 Julie 2026, lesings 65 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Nou, ons is nou besig met baie verborge dinge van die skrif, wat vir meeste mense heeltemal onbekend is, maar ons het die versekering dat dit van Yeshua afkom, en dat dit ook vir die eerste keer sedert Adam se tyd is hierdie dinge vir sy groepie mense en vir sy disippels geopenbaar. En ons sit nou eintlik 2000 jaar terug in daai groepie en ons luister nou wat daar gespreek word. Nou gister het Yeshua baie oor die geestelike dinge gepraat en hoe dit lyk in die geestelike wêreld wat ons nie kan sien nie. Gelyk hoe lyk die wesens en hoe vorm goed na 'n baie groot oordeel en die kliewens wat dan allerhande diere, plante en selfs werktuie bevat wat na etlike honderde jare dan oorgaan in natuursiele. En nou het ons ook openbaring oor hoe natuursiele van lae orde mense op hierdie aarde ontstaan het. Voorwaar 'n wonderlike openbaring, want nou verstaan ons baie dinge. En toe het Yeshua aangegaan en hy het vir ons ander dinge gewys, byvoorbeeld dat die suurstof in die lug wat ons nie sonder kan leef nie, absoluut noodsaaklik is vir ons lewe en vir die Gees se werking in ons. En ons weet dat een van die hoofoorsake van kanker is 'n gebrek aan suurstof. En allerhande ander siektes kan jy maar begin by die gebrek aan suurstof weens 'n beperking in die longe of onvermoë om te kan oefen. Mense wat baie lank bedlêend is, kry 'n probleem. Toe het hy ons gewys hoe werk hierdie tonge van vuur, of hy het dit 4 slange genoem, wat oral in die water is en in die lug. En dit is iets wat in ons werk. Moet asseblief nie die slang as 'n slang vat nie. Dit is die vorm van die slang wat hier gemaak word. Dit is maar dieselfde as die vorm van 'n aardwurm. Hy beweeg in mekaar, draai hulle so. Dis eintlik 'n beter naam is tonge. So kom ons gaan aan en ons hoor nou, sê Vader vir Raphael, sy engel, leer jy nou die mense, want hy is daarmee betrokke, dis sy werk, hy laat hierdie goed ontstaan waaroor ons nou gaan lees. Raphael toon die skepping van organiese wesens. Nou ons is organiese wesens. Alles wat materie het en wat jy aan kan vat, is 'n organiese wese. Ons gaan lees wat hy vir ons leer. Hoofstuk 1:1-9. Raphael kom nou na vore en sê, Elohim God is in homself ewig en oneindig. Die oneindige ruimte is slegs met hom vervul. Hy wat van ewigheid die hoogste, suiwerste en grootste gedagte en die ewige mees volmaakte idee in en uit homself is, kan ook alleenlik voortdurend gedagtes vorm in sy hele oneindigheid. En die oneindigheid is vol van sy gedagtes. Ons egter, die oerengele of aardsengele, wat al ryp geword het sedert tye wat vir hele menslike begrip onvoorstelbaar lank is, en nou selfstandige lewens, idees, vol lig, wysheid en kennis en wilskrag is, het nog 'n oneindige hoeveelheid dienende geeste onder ons, wat in 'n sekere sin ons arms is, en wat ons wil ken, en ook dadelik uitvoer. Al die geeste waarvan ons gelees het in die vorige 2 lesings, is onder daardie 7 hoofaardsengelgeeste.
of wat hy sê oerengele, want hulle was geskape net nadat Vader sy 3 gedagtes buite hom geplaas het, van liefde, lig en lewe of ewige lewe, het daar uit hierdie 3 die 7 voortgekom. Gedagtes van barmhartigheid, van liefde, van geduld, geregtigheid, van orde, van werksame wil en van wysheid. Dit is die 7 eienskappe van die Gees. En elke engel verteenwoordig so 'n gedagte. Engele is Vader se lewende gedagtes. Gaan sit en bepeins dit 'n bietjie. Alle gedagtes in die skepping kom voort uit Vader uit. En engele neem dit op. En daardie gedagte word dan 'n werklikheid. Nie soos by ons wat so gedagtes, baie gedagtes het wat net tot niet gaan. Ons is baie ver af in die leer. Maar ons kan goeie gedagtes kry. Gedagtes om iemand se lot te verlig, wat vanuit die liefde van ons hart kom. Ja, ek sit nou in daai ou en dink, weet jy wat, niemand help hom, kom ek gaan help hom. En dan voeg jy woord by die daad, of daad by die woord. En dan klim jy in jou kar en jy ry, bring vir hulle wat nodig is, of bring hulle na 'n plek toe waar hulle gehelp kan word. Dan het die gedagte het dan uitvoering gekry. En dit is wat engele doen. Hulle voer die gedagte uit, maar binne die reëls. Hulle kan nie buite Vader se reëls gaan nie. Hulle kan byvoorbeeld nie gedagtes aan ons opdring as ons vrye wil dit teenstaan nie. Die verskil met Satan, wat ook engelwesens, gevalle engele en duivelsgeeste het, wat sy wil doen, is by hulle is daar geen reëls nie. Hulle kan omtrent maak wat hulle wil. En hulle is baie, baie aktief. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy, hierdie organiese wese waarin ons nou leef, dat ons dit afseel van gedagtes. Want sodra daar slegte gedagtes kom, dan neem dit vorm aan. Jy spreek dit uit en dan doen jy dit. Terwyl as jy die gedagte by die bron doodgedruk het, dan sal die engele kom en vir jou 'n ander gedagte insit in jou hart, wat nou oop is vir Vader se invloed van sy Gees. So kom ons lees verder. Die suiwer gedagtes van Elohim is die stof waaruit alles wat die oneindigheid bevat ontstaan het. Ons het oorspronklik enkel en alleen ontstaan deur die wil van die Allerhoogste en Almagtige Gees van Elohim. Daardeur ontstaan egter al hierdie dinge en wesens deur ons, want ons was en is naamlik die beste en die uitnemendste houers om die gedagtes en idees wat vanuit hom kom op te neem, en van nou af aan sal ons dit vir ewig in verhoogde en steeds meer vervolmaakte wyse ook bly. Ons bring die lewensgedagtes wat vanuit Elohim kom, wat hulle aan julle voordoen as vurige lang tonge, by mekaar, en vervolgens Elohim se orde in ons, skep ons voortdurend vorms en wesens. En as iemand sou vra waar Elohim of ons, as sy by wyse van spreuke ewige dienaars, boodskappers en knegte, die materiaal vir die vorm van die wesens vandaan gehaal het, dan het julle dit nou hier voor julle. Hierdie vurige lang tonge wat so slange lyk, is die geestelike boustene waaruit alles gemaak is, wat die hele oneindigheid ook maar ooit aan dit wat werklik stoffelik is, in sy wese bevat. Dit is daar die vurige tonge wat ons in die vorige hoofstuk van gelees het. Dit is die basisboublokke, want binne in daardie tonge is van hierdie klein invisieddiertjies waarvan ons ook gelees het in 'n ander hoofstuk, wat dan die hele skepping opmaak.
Hoe sy skepingswerk plaasvind, het die Meester self vir julle so pas uiters duidelik laat sien. Maar julle sal wat dit alles betref, eers dan tot 'n volledig helder lewensinsig en volmaakte begrip kom, as julle self algeheel voleindig in die Gees voor Elohim die Meester sal staan, en nie meer in 'n swaar stoffelike liggaam nie. Rig nou die oë van julle siel hierheen, sodat julle volgens die wil van die Meester ook sien, wat julle nou kan. Hulle sien nou nog in die Gees, deur daardie lig wat Joshua gebring het Vader hulle geestelike oog oopgemaak. Wat julle nou kan sien, hoe ons, magtige en oude dienaars van Elohim, vorms en wesens uit hierdie goddelike gedagtes, wat in die ruimte rondsweef maak. Julle sal iets beleef wat geen sterveling tot nou toe nog op aarde beleef het nie. Kyk, ek gebied my diensbare geeste nou in die naam van die Allerhoogste, om 'n groot hoeveelheid van die noodsaaklike stof hierheen te bring. En kyk, reeds het ons 'n skynende klomp. 'n Klomp is omtrent dieselfde woord as 'n klomp, van ons vurige lang tonge voor ons, wat nog geen ander vorm het as die van 'n ronde vuurbal nie. Kyk maar eers hoe die vurige tonge hulle teen mekaar aandring en aandruk, asof elkeen die middel wil bereik. Stadig maar seker kom hulle skynbaar tot rus. Dit is egter geen rus nie, maar die steeds groter druk vorm 'n belemmering om nog nader na die middelpunt te kom. Ja, maar waarom streef alles dan om die middelpunt te bereik? Kyk, as ek hier verskeie ewig groot uit materie gemaakte balle het om te gooi, dan sal die swaarste ook met die grootste snelheid en oor die grootste afstand gegooi kon word. Ons sal dit by 'n gelyke afstand en 'n presiese gelyktydige werk sekerlik eerste die gestelde doel bereik. So gaan dit ook met die oneindig aantal werklike gedagtes wat van Elohim uitgaan. Daaronder is daar in 'n sekere sin baie swaar gedagtes wat reeds gelyk is en aan 'n egte idee benader, minder swaar gedagtes wat nogtans altyd as gedagtes heel deeglik is. Dan is daar ligtere gedagtes wat nog minder ryp en weinig gevoed is. Ook heel ligte gedagtes wat maar nouliks vorm gekry het, en ten slotte uiters ligte gedagtes. Dit is die wat lyk soos die eerste ontkieming, of liewer die eerste uitgroeisels van 'n boom. Dit is op sigself weliswaar reeds iets, maar het nog nie die goddelike wasdom bereik, waardeur mens sonder meer sou kon sê, hierdie of daardie vorm sal dit kry nie. As een van ons uit hierdie lewensstof, wat julle nou ken, binne die orde van Elohim 'n wese wil maak, en eintlik moet maak volgens die innerlike drang van die Allerhoogste Gees, roep hy die geeste wat hom dien, wat dan die stof wat nou in voldoende mate aan julle bekend is, na hom toe moet lei. En omdat dit in die stoffelike ook so gaan, kan jy jou hier geestelik maklik voorstel, dat die swaarder gedagtes vroeër op die plek van bestemming sal aankom, as die ligte en die nog ligtere. Die swaarste lewensstof vorm die sentrum, terwyl die ligte, omdat dit later aankom, gaandeweg meer met die buitekante genoe moet neem, en die heel ligte die allerbuitenste vorm. Omdat die kerngedagte reeds die meeste voedingsstof besit, dring die leë, arm en nog hongerige gedagtes hulle teen die rykes aan, om van hulle oorvloed iets te kry, vir die stil van hulle honger. En daarom doen die verskynsel hom aan julle voor, dat die buitenste vurige lang tonge steeds nader na die sentrum kom,
en dan skynbaar eintlik meer en meer tot rus kom, hoewel hulle strewe nog altyd daarop gerig is, om so na as moontlik aan die sentrum te kom, ten einde des te meer van die voedingsstof daarvan in hulle op te neem. Julle sien hier dus 'n klomp, wat vir die grootste deel nog baie hongerig is, en nou maar net uitsien na voldoende voedsel vir homself. Hy lyk soos 'n bolvormige poliep uit die see. 'n Poliep is 'n seekatagtige wese of 'n plant. Jy kry die goed in die see. Hy het sulke tentakels, wat met sy ontelbare suigmondjies voortdurend die voedsel wat hom geval uit die see sluik opsuig, totdat hy deur oorversadiging ten slotte groeisels begin kry, waarmee hy dan verder om hom heen kan uitreik, en so nou en dan ook reeds van sy plek kan wegbeweeg. Hierdie vreedarms maak dat hy ook meer 'n eie soortige en 'n bepaalde vorm kry, en al heel baie verskille vertoon met sy oorspronklike bolvorm. Weliswaar verwonder julle wel heimlik oor my uitleg van die eerste oerbegin van 'n wese, en sy vorm dat dit maar net so en nooit of te nimmer anders kan wees nie. Maar kyk self dan net na die uiterlike natuur van die dinge. Dan sal julle maklik en sonder enige moeite gou genoeg dieselfde ontdek. En nou gee vir ons 'n pragtige voorbeeld, en vir die wat al 'n hoender oopgeslag het, 'n hoenderhen, sal nou weet waarvan hy praat. Neem byvoorbeeld die eierstok van 'n hen, en kyk eers goed na die gevormde eierklompies. Enkele sal nog baie klein lyk, soos klein ertjies, ander reeds soos druiwe, en nog ander soos klein appels. Binne 'n dun omhulsel vind jy maar net die geelerige dooierstof of eiergeel. Hoe ongevormd is hierdie bestaan nog? En dit is werklik so, dit is so 'n langerige, sekerlike bloedvaat, en dan oral sit hierdie klein eiertjies vas. Hoe verder agter van die anus af lê die kleinstes, en hoe nader hulle kom om nou gelê te word, hoe groter word hulle. Maar hulle is nog net die geel. Net heel naby waar hy moet uitgaan, is al 'n gevormde eier sigbaar. Maar dan word die sentrale stof steeds meer deurvoed, en dit vorm die eierwit om hom heen. Na 'n tyd van voeding word uit die eierwit die grofste afgeskei, wat hom egter tog nie van die eier losmaak nie, maar 'n stewige omhulsel om die eier vorm, en dit beskerm dat dit nie plat gedruk word wanneer die eier gelê word nie. Dit is nou die dop van die eier. Kyk dan nou eers na 'n eier wat gelê is. Hoe verskil dit reeds van die ontwikkelde eier-embrio in die moederliggaam? Want onthou, binne in die eiergeel is die bevrugte saadjie van wat die potensiaal het om weer of 'n haan of 'n hen te word. En dit is baie belangrik dat ons eiers eet waarin daai saadjie reeds gevorm is. Maar meeste batterye waar ons hoenders by koop, en omtrent al die hoenders in die winkels, behalwe, kan ek vir julle sê, nie ek propageer hulle nie, maar Woolworths se eiers is bevrug. Ek weet van 'n man wat daai eiers gaan koop, en dan sit hy hulle in 'n broeikas, dan broei hulle uit. Al die ander eiers kan nie uitbroei nie, want daar was nooit 'n haan by die henne nie. So nou het jy die eiergeel, hy vorm nog mooi, maar hy is nie bevrug nie. En daar is 'n verskil in die eier wat jy eet wat bevrug is en die een wat nie bevrug is nie. Die bevrugte eiers het baie minder skadelike cholesterol en is vol van goeie, gesonde cholesterol wat jou brein nodig het. Daarom is eiers baie belangrik vir ons breinvorming en sommer algemene gesondheid.
Vervolgens gaan die hen op die eier sit en verwarm dit 'n tyd lank. Watter verandering tree daar dan in die eier in? In die eiergeel ontstaan beweging en ordening. Die korrekte gedagtes, vurige lang tonge, vind mekaar en word met mekaar verbind en trek dit wat die meeste aan hulle verwant is na hulle toe aan. Die verbind hulle weer ten dele met die eerste en nog meer met mekaar en trek dadelik weer hulle mees verwante buitenste, dit wil sê ligtere, na hulle toe aan. In 'n kort tydjie sal julle reeds die hart, die kop, die oë, die ingewande, pote, vlerke en die donsveertjies van die ontwikkelende kuiken ontdek. As die wese eenmaal so ver gegroei het, trek die geordende dele dit wat aan hulle gelyksoortig is, uit die voorhande stof, steeds meer na hulle toe aan, en kry siender oë reeds meer vorm. Is die vorm eenmaal en die organisme byna gereed, dan word tydens die verdere ontwikkeling ook die oorspronklike hoof en sentrale gedagte steeds meer versterk, ondersteun en gevoed, en dit begin weldra met sy oorvloed aan lewe, die organisme te vul en daaraan leiding te gee, en die wese word sigbaar lewend en ontwikkel hom dan eers volledig. Sodra dit heeltemal gevorm is, dis nou hierdie kuiken, neem die lewensgedagte wat in die hele organisme oorgegaan het, en wat eintlik die siel is, weldra waar dat sy haarself nog in 'n kerker bevind. 'n Kerker of 'n tronk of 'n sel. Daarop begin sy om kragtiger te beweeg, deurbreek haar kerker en stap heel moeg en vol vrees die groot wêreld binne. Dis wanneer 'n kuiken nou gebore word en deur die dop breek, omdat sy nog nie voldoende sterk voel nie. Sy begin nou dadelik voedsel uit die buitewêreld tot haar te neem en daardeur ook dadelik weer verder te groei. En dit gaan so lank duur tot sy self voel dat sy in ewewig is met die natuurlike wêreld rondom. Nou wat 'n wonderlike biologie lesing gee Raphael nie vir ons nie. Iets wat jy en ek nog nooit in ons skoolloopbaan ooit kon gekry het nie. Want niemand wat biologie studeer, al is hy hoe groot wetenskaplike, erken dat diere siele het nie. En dat die diere siel gekoppel is aan die goddelike gees van Jahwe. En hier sien ons nou hoe dit werk. Vader se gedagtes word nou opgeneem deur engele, deur diensbare geeste, deur natuurgeeste, en alles is georden totdat hier uiteindelik 'n volmaakte kuiken gebore word. En dit is eintlik wonderlik om hierdie insig te verkry. Maar ek waarborg jou, as jy hierdie hoofstuk vir jou biologie onderwyser gaan gee om te lees, gaan hy sê, waar kry jy hierdie snert? Wyk voor my. En ons sien dan 'n volgroeide, vrugbare hen voor ons, wat nou op haar beurt die vermoë het om ten dele uit die lug, ten dele uit die water, en vir die grootste deel uit die organiese voeding wat vir haar geskik is, wat reeds sieledele bevat, die spesifieke sieledeeltjies wat haar voed in haar op te neem, die geestelike gebruik sy vir die verdere ontwikkeling van haar lewenssiel, en die grovere, sowel vir die instandhouding van haar organisme, as ook vir die skep van die begin van nuwe eierklompies, waaruit na die ordelike verloop van wat nou aan julle beskryf is, weer 'n haan of 'n hen tevoorskyn sal kom. Die geslag ontstaan deur 'n meerdere of mindere oorspronklike swaarheid, vastheid en krag van die lewende grondgedagte van die siel. As dit van oorsprong al heeltemal solied is, sodat dit op sigself al 'n idee
dan sal haar ontwikkeling 'n manlike vorm oplewer. Staan die basis van die oorspronklike lewensgedagte op die tweede en ligter trap, dan sal die ontwikkeling 'n vroutjie of 'n hen oplewer. Hoe lank vat 'n hen voordat jy met haar kan begin produksie doen? Weet julle dalk? Ek weet, dis omtrent 6 maande of 9 maande van kykenstadium af, wat jy die hen nou moet voer, totdat sy uiteindelik hierdie geel klompies begin vorm, en dan eiers kan lê. En dan is dit so dat hoenders, as hulle nog jonk is, en hulle op produksie kom, dat hulle baie goeie leers is. En na 'n jaar of 2, dan verswak hulle heeltemal, en dan lê hulle baie minder eiers, tot hulle uiteindelik ophou lê, en vir hulle wonderlike voedingswerk wat hulle vir die boer gedoen het, vat hy die hoender, hy kap sy kop af en hy eet die vleis. Selfs met 'n melkkoei. Sodra sy nou klaar al haar melk gegee deur jare vir die boer, vir sy dankbaarheid vir hierdie koei wat hom versorg het, vat hy haar slagpale toe en laat haar doodmaak. Dit is hoe die lewe werk. Nou ja, Vader het ook daarvoor voorsorg getref, dat die sieledele van geslagte diere gaan ook oor na hoër vorms toe. So een of ander manier, een of ander wyse moet diere siele ook sterf. En mense siele moet ook sterf, sodat ons ook die verskil net, omdat ons 'n vrye wil het, en 'n godsbesef en 'n gewete ontvang het, wat diere nie ontvang het nie, en ook nie hoenders nie, moet ons nou, wanneer ons oorgaan, moet ons gaan ons na 'n plek toe wat ons self vir ons bepaal het. Niemand anders nie. As jy in Vader se liefde was, en jy jou lewe uitgeleef het om mense te help, dan gaan jy na 'n baie ligte ryk toe, waar jy dan verder baie vinnig vorder, tot in die hoogste vlak van die hemel. As dit nie so is nie, as jy hierdie wêreld gedien het, dan gaan jy na die plek toe waar jy op aarde geleef het, naamlik in duisternis. Alles is in jou. Die hemele is in jou, en die hel is in jou. Jy moet nie laat mense vir jou sê, daar is nie 'n hel nie. Jy het soos wat jy die koninkryk in jouself kan skep, net so skep jy die hel ook in jouself. Dit moet mos so wees. Die twee pole op en neer mekaar. Twee mense kan op 'n bankie sit, en die een is in die hemel en die ander een is in die hel. Nou wat is die hel? Die hel is jou eie beliefde, jou hoogmoed en jou eie begeertes, wat nie met Vader se opdragte ooreenstem nie. Dis die hel. En wanneer jy sterf, kom jy presies daar waar al jou gedagtes was, terwyl jy op aarde gelewe het, en daai gedagtes neem vorm aan, al is dit 'n skynvorm, jy glo jy leef daarin, en afhangend van hoe erg jy op aarde die wêreld se begeertes gedien het, wie die Satan self is, bepaal dan hoe ver in die duisternis jy beland het. En as jy iemand is wat baie erg was, soos moord, verkrachting, roof ensovoorts, dan sal daai begeertes omslaan in vuur aan die ander kant, en jy kom by soortgelykes wat net so erg soos jy was op aarde, en die vuur van woede, haat, nyd, afguns gaan nooit dood nie. Iewers in die skrif sê dit, dat daai vuur nooit uitgaan nie, nooit dood nie. En dit is wat die hel is. Vader steek nie die vuur aan in die hel nie. Die mens se eie emosies, sy eie siele verrotting, ontsteek en ontbrand. En dit hou nie op nie, want die demone wat daar is, sorg dat dit nie ophou nie. Sorg vir pyniging. Sorg dat hierdie goed aangehits word,
soos wat jy op aarde nou 'n verskriklike groot pierewaier was onder die vrouens, daai drang, daai gees wat jou nooit met rus gelaat het nie, dat jy geen vrou ontsien het nie, getroud of ongetroud, volwasse of kind. Hier op die aarde is dit mos, daai man is nou 'n regte, wat is die woord wat hulle gebruik? Casanova, ja. In die Afrikaans is dit 'n pierewaier. Maar daar, dis mos, mense kyk sommer op na so ou, veral as hulle mos nou akteurs is of wat ook al. Groot vername mense. Nou daai emosie sit om in die felste en helste vuur in die hel. Is die hel nou 'n plek buite jou? Nee, dis in jou. Maar wanneer jy aan die ander kant is jy by al die ander, dan is daar 'n plek van soortgelykes. So onthou, moenie laat mense julle mislei nie. As ons Vader nie dien nie, is daar nie vir ons iets om na uit te sien aan die ander kant nie. Maar terug by die diere sterf en die siel gaan dan oor in 'n hoër vorm, soos ons in die vorige hoofstuk gelees het, dat die moontlikheid bestaan dat al die goed wat deur vloede, oorstromings, brande ensovoorts uitgewis word, kom saam in so 'n kliewe en na etlike, hy sê honderde jare, dan is hulle weer gereed om in hoër vorms oor te gaan, of weer in plante siele, of weer in diere siele, of weer in mense, natuur, mens siele. Dis hoe hulle gevorm word. Nou, hierdie goed word nie vir ons in die skool geleer nie, omdat die mense nie kennis het van die Gees nie. Omdat Joshua nou eers 2000 jaar gelede dit vir sy disippels geleer het. Maar dit is juist die kennis wat hy sê, wat nie sommer net uitgestrooi moet word vir al die mense nie. Omdat hulle dit nie kan begryp nie. Hierdie goed kan jy ook nie na mense wat nog op 'n lae trap van hulle geestelike ontwikkeling in die kerk sit vertel nie. Jy kan nie. Hulle gaan struikel en jy gaan die mens verloor. En hulle gaan vir jou sê, maar daai ou is nie lekker in sy kop nie. So 'n mens hou hierdie inligting tussen ons en jy sal deur Vader, wanneer jy met 'n persoon praat, sal jy self die aandrang voel. Hoorie, hierdie persoon kan ek bietjie gesels oor hierdie geestelike geheimenisse. En dan sal dit werk. En dan sal die persoon nuuskierig raak. En dan sal hy nog meer delf in hierdie goed. Daar is baie goed in die internet wat soortgelyk is aan dit wat ons nou vanoggend lees en die afgelope week gelees het. Maar mens moet baie versigtig wees, omdat hulle nie Joshua as leermeester het nie. Maar ander mense en wetenskaplikes en geestelikes, is dit nie altyd 'n suiwer lig van waarheid nie. Meeste van die goed is skynligte. Jy kan iets daaruit leer, as jy sterk staan op die waarheid, sal jy die leuen herken. Maar as jy nie sterk staan op die waarheid nie, en Joshua is die waarheid, dan moet jy maar die goed vermy, want dit kan jou op 'n dwaalspoor bring. En dan raak jy 'n prooi vir die ander kant se lewende kragte of idees. En dan kan dit groei dat jy later aan baie ver van die waarheid af is en die waarheid nie meer herken nie. So dit is 'n baie versigtige beweeg wanneer ons in hierdie verborgenhede ingaan. En ek is maar veilig, ek sê kom ek hou maar net vas aan dit wat hy vir ons openbaar. Baie keer is die mens se nuuskierigheid so dat hy wil in die fantasie ingaan. Veral vandag word so baie oor aliens en ruimteskepe en allerhande goed word aan ons mense gebring, wat geen spoor van waarheid het nie. Al lys hulle hoeveel bewyse daarvan. En is dit als wat vanuit die negatiewe koninkryk, vanuit die duister koninkryk vir ons opgedis word. En ons moet baie versigtig wees. Want dit is tog te snaaks, dat as hulle dan sê, hierdie
openbarings en engele wat hierdie goed bring en wat kom om ons te help op hierdie planeet, waarom kom hulle dan nie na Vader se ware kinders wat Yeshua liefhet nie? Waarom is Yeshua se dood en opstanding nie op hulle tonge nie? Waarom verwerp hulle dit? Waarom kom hulle en sê, ons is die redding van hierdie planeet? Dis wat hierdie aliens doen en sê, en dit is wat die mense dan ook in hulle verhandelings en video's en audio's wat hulle maak, vir ons sê. Nou sê Vader, maar as hulle dan kom om die mensdom te help, dan moes ek sekerlik die opdrag gegee het. Dan moet ek sekerlik daarvan weet. En dan sal hulle sekerlik na my kinders toe moet kom. Soos wat ons nou lees, al sy gedagtes vul die hele al. Maar, hulle kom nie na sy gelowiges toe nie. Inteendeel, hulle is heeltemal anti-Yeshua of Jesus, soos wat hy algemeen bekend staan in die wêreld. En hulle bring 'n ander New Age idee van die verlossing. Ek het al met hierdie spiritiste wat hierdie dinge gesien het en wat daarmee gekommunikeer het en wat met daai kragte van daai spiritistiese invloede genesings doen. Jy kan nou op internet gaan Google kinematic healing en jy gaan sommer in Pretoria 'n hele paar van hulle kry. Dit is kinematiese genesers wat deur hulle hande nie eens op jou te lê nie, 'n entjie van jou liggaam af, vryf hulle hande oor jou en daar vind genesing plaas. Maar deur watter krag vind hierdie genesing plaas? En watter ander vloeke kry jy nou by? Die simptome wat jy dalk gehad het is genees, maar jy het dalk 'n ander erger ding gekry wat jy nie kan sien nie, want dit is geestelike genesing of eintlik geestelike besmetting wat van enige ander geneeser afkom wat Yeshua nie erken in sy lewe as sy verlosser nie. So eenvoudig soos dit. So pas op, moenie na sulke mense toe gaan nie. Hulle is net so gevaarlik soos fortuinvertellers. Want hulle sit goed op jou. Ek noem maar die goed van die gees is baie werksaam nou aan die einde. Satan sit nie stil nie en hy beroem of hy maak gebruik van die mense nuuskierigheid. Mense is baie nuuskierig oor die bonatuurlike en wil graag deel wees daarvan en wil graag van hierdie kragte gebruik maak. En dit is hoe Satan al sy volgelinge nou byvoorbeeld in die akteursbedryf of in Hollywood kry en die wêreldberoemde sangers of akteurs en goed, is deurdat hy hulle die krag beloof wat hulle aanvanklik nie weet kom uit die duister ryk uit nie. En dan val hulle in en hulle maak 'n kontrak met hom. Hulle sluit 'n kontrak wat baie keer vereis word dat dit in bloed gedoen moet word. En so 'n bloedkontrak waar jy in die laer gevalle diere moet slag vir hom en in hoër krag wat jy van hom af kan te kry, moet jy mense slag en mense bloed offer wat jy dan nou ook drink. So al hierdie soeke van die mens na die bonatuurlike word deur Satan self gekaap. En dit is waaruit vele heidense gelowe hulle ontstaan het. Hulle het hierdie kragte geïdentifiseer, maar die bron van die krag is nie die verlosser van Nasaret nie. Rykie is een verloor. Ja, dit is alles dinge wat 'n oosterse oorsprong het, kan jy maar deur die bank bly weg daarvan. En genesing deur Yeshua is daar en wonderbaarlike genesings deur hom sal plaasvind, want hy beloof dit. Nou, alhoekom die mense dit nog nie ten volle reg gekry het nie, is omdat daar nog nie 'n geloof en 'n liefde groot genoeg vir hom op hierdie aarde is nie.
En wanneer dit bereik word, en ons hoop dat daar mense sal wees wat binnekort, ons noem dit wedergebore sal word, dan ontvang hulle al daai krag wat Raphael nou as aartsengel het, sal ons ook daardie kragte ontvang. So wees versigtig wanneer jy uitgaan en jou nuuskierigheid sê vir jou, jy moet sekere goed aanhang. Toets dit. Toets alles aan wat hulle houding teenoor Yeshua, of selfs nou teenoor Jesus is, as hulle nog nie die ware naam ken nie. En as jy vind dat dit negatief is, of net non-bestaan, stap weg. Bly weg. Baie, baie dankie.